Goeiemôre, dit is Sondag die 23ste Maart. Baie welkom by NG Gemeente Skotbere. Vanoggend het ons in die kerk 'n kinderdiens en ons tema is God beweeg, 'n beter jy met meer vrugte. Ons gaan lees Lukas 13, vers 6 tot 9. Mag jy saam met ons God se teenwoordigheid en sy nabyheid, ja, sy heerlikheid beleef. Sy stem hoor, sy hart voel, sy arms wat jou vashou. Ons begin uit Psalm 91, vers 15 en 16, wat sê, julle sal my aanroep, en ek sal julle antwoord. Ek sal by julle wees in nood, ek sal julle red en julle eer gee. Met 'n lang lewe sal ek julle versadig, en julle my verlossing laat ervaar. Hierdie belofte kom van God af, die God in wie se naam ek jou vanoggend kan groet, en vir jou kan sê genade en vrede vir jou. Ons het die wonderlike voorreg om kinders van God te wees, om sy Bybel te hê en dit te kan lees, en te kan weet wat hy vir ons wil sê. Die Heilige Gees maak dit vir ons oop, maak dit vir ons duidelik. Al wat God vra is dat ons bereid is om te leer, bereid is om te luister, dat ons tyd gee, dat hy wel met ons kan praat. Want dis een van die goed wat nogal moeilik is. Partykeer is ons te gejaag, ons hardloop so rond, dat ons niemand en niks rondom ons hoor nie. Dat ons nie hoor as mense vir ons iets vertel nie, en meer nog, dat ons nie hoor wanneer God iets vir ons wil vertel nie. Nou vanoggend gaan ons lees uit Lukas 13, vanaf vers 6 tot 9. Maar voordat ons gaan lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons kan saamkom as 'n gemeente, dat ons saam kan luister na u woord, na die Bybel. Help ons om dit te verstaan. Help ons, Here, dat dit nie net stories sal wees wat ons ken nie, maar dat dit regtig woorde sal wees wat ons lewens verander. Wat vir ons leer hoe om te lewe, wat vir ons leer om u lief te hê, en wat vir ons leer wat u van ons wil hê. Dankie dat ons weet, u praat, dat ons weet, u is hier. Want u het beloof, waar u kinders is, daar is u vir altyd. Amen. Lukas 13 vanaf vers 6, die gelykenis van die vyeboom. Jesus het toe die volgende gelykenis vertel. Iemand het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. En hy het vrugte daarin gaan soek en niks gevind nie. Toe het hy vir die tuinier gesê, kyk, dis al 3 jaar wat ek vrugte aan hierdie vyeboom soek en niks kry nie. Kap dit uit. Waarom sal hy die grond langer uitput? Maar die tuinier antwoord en hy sê vir hom, meneer, laat ons nog hierdie jaar bly staan, totdat ek daar rondom gespit het en misgegee het, dan kan ons dit dan kan dit volgende jaar vrugte dra, goed. Maar as dit nie gebeur nie, dan kan u dit uitkap. Net tot sover wat ons vanoggend lees. Hier is 'n man met 'n vyeboom wat vye soek en dan kry hy dit nie. En dan is hy sommer geïrriteerd en hy sê, kap hierdie boom uit. Hy mors net plek en hy mors net tyd. Ons het 'n nuwe boomplant wat lekker vrugte dra. En dan kom die tuinier en hy sê nee. Dis God wat vir ons kanse gee. Die tuinier sê nee, ag asseblief, kom ons kyk of ons hom 'n bietjie beter kan maak. Kom ons gee vir hom nog 'n kans. Kom ons laat hom weer probeer. Hoeveel kanse gee ons vir ander mense? 1 keer, 2 keer, 3 keer. Die tuinier sê, gee nog 'n kans. En dis die God wat ons aanbid. Die God wat mense sê, kom ons stap weer die pad. Die God wat soos 'n pa staan en wag vir sy kind wat weggeraak het, om terug te kom huis toe. Die God wat sê, vergewe mekaar 7 maal 70 keer. Moenie ophou nie. God gee vir ons kanse. Ons kan elke dag onsself vir die Here gee. Ja, tot op ons heel laaste dag. Ons moet net nie te lank wag nie, want nou mis ons dit. Maar ons kan leer, dat God gee vir ons geleenthede. God gee vir ons kanse, en hy laat ons toe, om vir hom te kies. En dan gebruik 'n tuinier, hierdie tuinier wat in die wingerd werk vir die baas, hy gebruik 'n groot klomp toerusting. Graaf, gieter, dalk 'n tuinslang, kunsmis, of mis, om vir die plante kos te gee, en hy wou graag hierdie boom gehelp het.
Hy wou nie hierdie boom sommer net uitkap nie, want hy het gedink, dit kan nog goeie vrugte dra. Dis eintlik 'n goeie boom. Dis soos ouers nog steeds hulle kinders vergewe, want dit is eintlik 'n oulike kind. Hy moet net bietjie bykom. Hy moet net bietjie, dat ons hom 'n geleentheid gee. Dan kom hierdie tuinier, en hy spit met die graaf rondom die boom, dat die grond lekker los is, en daar plek is vir die wortels om te groei, en dat die water kan inloop, en hy gooi kunsmis, dat hulle al hierdie lekker minerale en kos vir die boom kan vat, dat hy energie kan hê, en mooi kan groei, en so kan hy dan uiteindelik ook vrugte dra. Dan is daar 'n klompie gereedskap wat God gebruik om ons te help om vrugte te dra. As ons as kinders moes raai, wat is die belangrikste een wat die Here gebruik? Ja, die Bybel. God gebruik die Bybel. Wat is daar nog? Gebed. Ja, die Here gebruik gebed. As ons met hom praat, praat hy ook met ons. So ons het die Bybel wat ons lees en van God leer en hom hoor. Ons bid tot God, dit vorm ons. Wat gebruik God nog? Ja, en God se gereedskapkis is ook die kerk. En die dominee, hy wat preek. Ja, is dit die dominee die enigste een wat preek? Nee. Partykeer preek ons ouers ook vir ons. Partykeer preek meneer en juffrou vir ons. Ja, so die Here gebruik ouers. Die Here gebruik onderwysers. Die Here gebruik ons familie. Die Here gebruik die lewe rondom ons. As amper niks wat die Here nie kan gebruik om ons te leer en ons te laat groei en ons beter te maak nie. Maar daar is 'n paar vaste goed. Ja, die kerk, die Bybel, ons prediking, ons ouers, ons familie, om saam te bid. Sy Heilige Gees, die belangrikste, grootste instrument. God wat vir ons leer. God wat moeite doen om ons te laat groei. En as God ons so laat groei, en as God hierdie gereedskap gebruik om ons beter te maak, dan verwag God vrugte in ons lewe. Ons het gesien, hierdie oom het by die boom gekom en hy het gesê, ek soek 'n vy. En ek het nou al 3 jaar nie 'n vy gekry nie, kom ons kap hom uit. So soek God ook in ons lewe vrugte. As ons sê ons het vir God lief, ons is kinders van Jesus, dan moet ons ook vrugte dra, soos Jesus. Moet dieselfde vrugte in ons wees, wat daar in Jesus was. Nou, daar is 'n versie in die Bybel wat Paulus praat van al die vrugte van die Heilige Gees. Wie kan dit vir my noem? Wat 'n versie is dit? Ja, Galasiërs 5 vers 22 en 23. Hier skryf Paulus, maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. 'n hele klomp goed wat Paulus hier vir ons lys as vrugte van die Heilige Gees. Liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die vrugte wat God in gelowiges in my en jou lewe wil sien. Dat ons lief is vir alle mense. Dat ons bly is oor die lewe en oor sy genade. Dat ons in vrede leef, dat ons nie net fight en oorlog maak nie. Geduld. Dat ons met mekaar geduld het, soos God met ons geduld het, vir ons nog kanse gee. Dat ons vriendelik sal wees teenoor alle mense. God wil hê dat ons goeie mense sal wees, goedheid. Dat ons sal goed doen aan mense. Dat ons getrou sal wees aan hom. Dat ons 'n sagte plek sal hê vir mekaar. En dat ons nie sommer net woede sal uitbars en enigiets doen nie, maar dat ons selfbeheersing in ons lewe sal hê. Die wonderlike is dat God geduldig is en wag vir hierdie vrugte. Hoeveel keer 'n jaar kan 'n perskeboom perskes dra? 1 keer 'n jaar. Die res van die jaar moet ons geduldig wag. So wag hierdie tuinier geduldig vir nog 'n jaar. Sal hy die boom versorg, al dra hy nie vrugte nie, en die hoop dat hy vrugte gaan dra. God is ook so geduldig met ons. Ons gesê het, ons moet vergewe, 7x70 keer, meer kere vergewe God ons. Hy het sy seun Jesus gegee om in ons plek te sterf, dat hy ons nie hoef te straf nie. So lief het God ons, so groot is sy genade vir ons. So dit kan ons onthou, dat God met ons geduldig is. Dat ons ook geduldig sal wees met die mense om ons.
maar dat ons dan ook mekaar soos hierdie tuinier sal versorg. Die tuinier sê ek sal die boom versorg, vir hom kunsmis gee, en vir hom water gee, en kyk dat hy vrugte dra. So moet ek en jy, moet ons mekaar, as ouers, ons kinders, as huweliksmaats mekaar, as familie mekaar, as ouma en oupa moet ons kinders en kleinkinders, en as kleinkinders ons ouma en oupa en ons maats, as gemeente moet ons mekaar versorg. Ons is hier om mekaar by te staan. Ons is deel van God se gereedskap, en hy vra dat ons sal gaan lewe en sal omgee, sal daar wees vir mekaar. Om hierdie beeld mooi te verstaan, gaan ons nou huiswerk kry. Elkeen wat in die kerk is, kry 'n sakkie met 3 boontjies in. En ons gaan hierdie boontjies plant en laat groei en kyk hoe hulle groei. Ons het 'n mooi deursigtige glas nodig, watte en die boontjies sade in water. Dan gaan jy die watte bietjie klam maak en jou boontjies watte in die glas druk en dan die boontjies teen die kant van die glas druk, dat hulle mooi is, dat jy kan sien wat gebeur, en dan sit jy die beker op 'n sonnige vensterbank neer, dat hy kan groei, maar jy moet hom so draai, dat al die boontjies 'n beurt kry in die son. En dan moet jy hulle klam hou, en kyk hoe hulle groei. En nou, die kinders moet weet, dit gaan nie in een dag gebeur nie, dit gaan 'n paar dae vat, voor hierdie boontjies klaar gegroei het. Dit gebeur regtig nie sommer net op dag 1 nie. Dit gaan so amper 21 dae vat, voor hulle regtig 'n mooi plantjie, 'n duidelike plantjie is. Eers so na 2 of 3 of 4 dae, gaan hy begin ontkiem. So hier na 5 tot 7 dae gaan daar 'n stingeltjie wees met lobbe. En dan hier by dag 7 gaan ons 'n plantjie begin sien. En eers hier by dan dag 14, tussen 14 en 21 sien ons regtig egte geblare. So gaan doen dit. En terwyl jy dit doen, terwyl jy daarna kyk, dink daaraan dat God vir jou sorg. Dink daaraan dat God vir jou kanse en geleenthede gee. Dink daaraan dat God vir jou lief is, en vir jou sorg. Dat hy vir jou lig gee, elke dag, dat hy vir jou rus gee, elke aand, dat hy vir jou krag gee, deur die kos wat jy eet, dat hy vir jou leer hoe om te lewe en hoe om te groei, deur sy Bybel, deur sy Heilige Gees, deur mense wat rondom jou is. Kom ons gaan leer geduldig hoe plante groei, en onthou so dat God geduldig saam met ons is, terwyl ons groei elke dag. Amen. Here, dankie dat ons u kinders kan wees, en kan weet dat u ons lief het. Here, dat ons kan saam Bybel lees en saam bid, dat ons kan saam groei as 'n gemeente. Bind ons styf aan u vas, Here, dat ons u nooit sal vergeet nie, dat ons altyd naby aan u sal lewe, dat ons by u ons krag, en ons energie en ons hoop sal vind. Ja, soos die Bybel die voorbeeld gebruik van 'n wingerdstok en die lote, dat ons in u gesetel sal wees. Here, maar dat ons soos hierdie vyeboom sal vrug dra. Ja, soos Paulus sê, liefde, vrede, blydskap, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Bo alles ons geloof in Christus en ons liefde vir u. Ons bid vir mekaar as gemeente, Here, waar klomp van ons mense siek is, in hospitale is. Dankie vir die wat beter is en by die huis is. Ons bid vir hulle wat nog geopereer moet word. Ons bid, Here, vir hulle wat seer het by die huis, siek is, bang is vir die toekoms. Geef hulle genesing en hoop. Here, waar ons wêreld onseker is, polities, ekonomies, misdaad en geweld, en al hierdie goed ons baie bang kan maak. Help ons om te onthou, u is in beheer. U is God, en u is by ons. Ons bid vir die wêreldleiers, ons bid vir ons land se leiers, ons bid vir die leiers in ons gemeente en in ons gesinne. In Jesus se naam. Amen. Psalm 91 sluit ons mee af, vers 9. Here, u is my skuilplek. Onheil sal jou nie oorval nie, en 'n plaag sal nie naby jou tent kom nie. Want die Here sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm op al jou paaie. Op hulle hande sal hulle jou dra, dat jou voet nie teen 'n klip stamp nie. Ons gaan leef in sy krag en sy genade. Amen.
versprei my lig, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kyk